Inneem, rustig raak. Dan kan ons aangaan met die res van die program. Ons gaan, terwyl ons besig is om net in te beweeg en te sit, gaan ons saam Psalm 100 vers 1 en 4 sing. Dankie as julle sal voortgaan. Baie dankie. Ek dink almal het nou voedsel vir die maag gehad. Nou kan ons weer verder gaan met voedsel vir die siel. Onderwerp 3 gaan handel oor kontak en kommunikasie tussen Gereformeerde Kerk Suid-Afrika en Diakonie. Ek dink dis 'n belangrike onderwerp om te bespreek, want ons is in die moderne tyd baie geneig om na binne toe te leef en te vergeet daar's ander gemeentes rond ons ook. Hierdie gesprek gaan gelei word deur Dominee Herrens Nkoana, of Dominee Oupa, en Dominee Peter Venter. Dominee Oupa, they have planted Ramotse Reformed Church from the year 2005, and Dominee Oupa was ordained as minister in the Ramotse congregation on the 27th of October 2012. I think Ramotse is a very big example for all of us, how we can work inside our congregations to grow ourselves and to reach out to other congregations as well for help. Dan Dominee Peter is leraar van die Gereformeerde Kerk Hoofveld in Witbank. Hy is van 2023 by die DDS het hy aangesluit en hy is spesifiek die sameroeper vir die diensgroep van die diakonie. Dankie julle. Ek voel altyd soos 'n chopper pilot as ek hierdie ding hier voor my sien. Hy trek nog hulle mense aandag, as jy nie gewoond is aan hom nie. Sommige by jou mond moet wees, nie jou oog nie. En jy weet, ek het nou die verdere probleem, ek dra gehoorapparaat en 'n bril en nou hierdie ding, so my ore is bietjie congested op hierdie stadium is ja. Gelukkig gesien het COVID tyd wat ek 'n masker op moes ommaak nie. Dit sou ek gaan 'n bakkoor in die een kant kry. Okay. Jou, jy gaan weer vir ons loer as ons oor ons tyd gaan. Die onderwerp van nou se gesprek, soos wat die wet reg gewys het, is samewerking en kontak tussen diakonie oor die grense heen. Dominee Peter, ek dink die eerste vraag is, ons het nou artikel 25 en 26 gelees, maar ons het ook artikel 84 van die kerkorde wat sê niemand heers oor iemand anders nie. Hoe belangrik is dit en is dit nodig, is dit belangrik dat diakonie oor hulle gemeentegrens uitreik na mekaar en kontak hê met mekaar en hande vat? Hoe belangrik is dit? Ek dink dis van besondere belang wat ons eers moet besef is, ons is almal deel van 'n plaaslike gemeente, maar ons is saam deel van 'n kerkverband. Soos wat wanneer 'n lidmaat verhuis van Witbank af Pretoria toe, dan word daar 'n attestaat aangestuur en die lidmaat word toevertrou aan die nuwe gemeente vir herderlike sorg. Maar nou het ons ook die kerkorde wat vir ons bepaalde riglyne gee. As byvoorbeeld kyk na artikel 83 en ek kan nou nie soos Albert die kerkorde uit my kop uit onthou nie. Aan armes wat om gegronde redes uit die gemeente vertrek, gee die diakens soveel middele as wat hulle nodig oordeel en hulle pleeg oorleg oor die verdere versorging met die diakens van die gemeente waarheen die armes vertrek het. Met ander woorde, iemand pak nie sy tassie en ons pos hom iewers anders heen nie. Waar daar 'n diakonale verantwoordelikheid teenoor hierdie lidmate was,
word die volgende gemeente in kennis gestel en sê maar hier is 'n gesin of 'n persoon wat gehelp word. Ons wil nie hê dat hierdie versorging net skielik moet ophou nie, maar weer eens dat ons verantwoordelikheid kan doen vir daardie persoon en dat daar is 'n volgende gemeente waar hulle wel ook geondersteun kan word waar dit sover moontlik is. Ek dink wat my ook opval, net soos ons in die eerste gesprek hoor het, daar's min spesifieke riglyne, selfs in die kerkorde en waar jy ook al lees, oor presies hoe diakens met mekaar moet werk. Is ek reg as ek sê, die groot liefdesgebod is maar ons guidance hier, is as diakonie met mekaar saamwerk, hoe werk ons saam? Waar moet ons kyk? Wat kan jy vir ons sê is riglyn vir dit? Ek dink die belangrike ding is, daar is ongelooflik baie vryheid in die uitoefening van die diakonale amp. Maar ek dink wat Jan Louis goed gedoen het, hy het vir ons gesê, maar daar is ook bepaalde grense. Dat vryheid sonder grense is chaos, niks anders as dit nie. So om werklik vryheid te kan beleef, om hierdie liefdeswerk te kan uitleef, het ons gesonde grense nodig. So ons nie gesê, okay, right, elke diakonie funksioneer afsonderlik op sy eie, op 'n eiland, jy praat nie met enigiemand anders nie. Dit is geensins wat ons sê nie. Wat ons sê is, dat daar 'n duidelike kanaal sal wees, waar ons met mekaar kan praat. As ek die voorbeeld kan gebruik, as ons die middele wat ons as diakonie het, in die vorm van water gaan tentoonstel, dan het ons 'n bepaalde kanaal nodig, want anders loop die water oral heen en dit mors, dit gaan verlore, dit kom nie op die regte plekke uit nie. Maar waar ons dan daardie grense en daardie kanale het en sê, maar goed, hier is 'n weg waar volgens ons met mekaar kan praat en met mekaar korrespondensie kan hê. Daar kan ons op 'n praktiese, liefdevolle en verantwoordelike manier hierdie gawes uitleef wat die Here vir ons gegee het. Okay. Want ek dink dit is die ander vraag, wat is tipies die goed waar oor diakonie met mekaar kan en moet praat en waar hulle mekaar kan ondersteun? Jy weet, jy het nou een geval genoem van iemand by ons, jy het hom versorg, hy vertrek na 'n ander gemeente toe, maar watter ander gebiede is daar nog waar tipies diakonie kan hande vat om hierdie liefdesroeping van ons uit te leef? Ek dink 'n groot ding is dat ons die konteks waarbinne ons as diakonie optree moet verreken. As ek byvoorbeeld wat in Witbank is, wat 'n redelike industriegedrewe gemeente is, gaan ek nie so seer fokus op 'n gemeente soos Bloemhof wat 'n plattelandse plaasgemeenskap is nie. Maar byvoorbeeld 'n gemeente soos Trinitas in Vanderbijlpark wat ook 'n sterk industriegedrewe gemeenskap is. As ons byvoorbeeld die gevreesde 189 prosesse beleef, dit het 'n bepaalde impak op 'n gemeente en daar is 'n gemeente met wie jy kan skakel en sê goed, maar hier is 'n bepaalde nood. Dit is waarvoor jy jouself kan voorberei. Dieselfde as mens kyk na Pretoria wat 'n massa gemeentes het. 'n Gemeente van Rietvallei of Daspoort of Waterkloofrand of Acacia, dit lyk elkeen anders, maar ons kan met mekaar skakel en sê, maar hoe lyk die uitdaging wat julle beleef? Is hier 'n gemeente wat al 'n soortgelyke uitdaging beleef het en kan ons kers opsteek met mekaar en raad gee en adviseer en sê, maar hier is iets wat ons moontlik in die verlede verkeerd gedoen het. Leer uit ons foute uit en doen dit op 'n meer verantwoordbare wyse. Ja, dit was interessant in ons klein wegbreekgroep. Dit een van die diakens, ek kan nie onthou nie, vermeld van hulle is nou gevang na aanleiding van wat vorige spreker gesê het wat elke 4de geval is. Jy weet, elke 4de Sondag is dieselfde ou dae en 2 ander mense het gesê maar hulle is ook gevang. Jy weet, so daar is definitief goed waar ons mekaar kan help, maar ons kan mekaar met wysheid ondersteun ook. Dan wil ek ook net vra jou pos of wat is die regte woord by die DDS is diakonale skakeling. Ja. Nou ons gaan nou tyd spandeer in die DDS self, maar net op daai stukkie, wat van die DDS se kant af kan julle ons help of raad gee of wat ook al of ons mekaar help spesifiek rondom verskillende diakonieë wat mekaar uitreik en hande vat? Wat van die DDS af kan jy ons advies gee of raad gee? Ek dink 'n goeie plek is om te begin is, wat gaan SDDS nie doen nie? Ons gaan vir geen kerkraad of vir geen diakonie kom sê, maar dit is hoe jy dit moet doen en dit is hoe jy struktuur moet vasstel nie. Al wat ons is 'n kanaal en 'n spreekbuis. So ons mikpunt is glad nie om die gesag van die plaaslike gemeente weg te vat nie. Dit is ons hele kerkregeringsstelsel funksioneer vanuit die plaaslike gemeente uit. En daarom is ons mikpunt om op iets soos klassesvlak met mekaar as diakonie te kan gesels en sê maar dit is waarmee ons besig is. 'n Inisiatief soos hierdie wat vanuit klassesvlak uitgekom het. Dit is 'n of 2 of 3 gemeentes wat sê maar hier het ons 'n bepaalde behoefte
En hierdie het ons saam gesê, maar hierdie is 'n gedeelde behoefte. En toe ons begin voelers uitsteek, toe kom ons agter maar hier is 'n hele klomp diakonie wat ook vrae het, wat ook insette het, wat ook gawes het, dat ons so met mekaar praat. So wat van DDS se kant af is ons groot mikpunt sê gebruik ons as 'n kommunikasieplatform. Ons gaan nie kom voorskryf hoe julle met die gawes moet werk nie, maar ons kan sê maar hier is 'n kanaal of hier is 'n skakelpersoon of hier is 'n kontakpunt juis om dit te kan doen. Goed. So jou uitnodiging aan almal hier is om Bel vir Andri. Om Andri se e-posadres te kry en jy nooi ons uit om dit te gebruik en te sê ons het 'n groot behoefte of ons het middele in terme van dit of sommer net 'n vraag. Hoorie, ons het 'n probleem, watse advies kan ons kry? Dis als binne die mandaat van die DDS om te help koördineer. Dit is waar dan ek wil julle ook uitneem vrymoedigheid, stuur my e-pos. Ek is baie sleg met 'n foon, so vir jou eie gesondheid stuur vir my 'n e-pos. En dan kan ons kyk hoe kan ons mekaar help? Wat se wysheid kan ons met mekaar deel? Of hoe kan ons mekaar in kontak kry met die regte persone? Want ek dink dit is ook die groot ding. Ek is 'n predikant en my studente daar was ek 'n ouderling gewees. Ek was nog nooit self 'n diaken gewees nie. Maar daar is 'n klomp ywerige en passievolle diakens binne in ons kerkverband met baie wysheid, baie ervaring, baie gawes. En dis juis wat ons nou wil doen met die skakeling tussen diakonie, dat ons weer eens 'n klomp gawes en 'n klomp wysheid bymekaar kan kry om by mekaar te kan leer, om huis toe te gaan en daar waar ons in ons plaaslike gemeente is, effektief te kan funksioneer. Okay. Kom ons sê die slimme ons parkeer daai gedagte by die net nou so gesprek met Anne-Marie, as ons praat oor die SDDS en DDS. Now I think part of working together is learning to know each other. And I mean, I've been raised in a small platlandse kerk and now I'm in a big city church, but I'm still from a Afrikaans background, knowing the doppers. For the past year, I learned to know Dominee Herrens, Dominee Oupa, that's his real name. Yeah, Oupa is fine. Oupa is fine. Forget about Herrens. From Ramotse Church, they're part of the Pretoria Classes Suidwes, se classes. So they're part of us, but we know so little about our brothers just a few kilos north of here. So I think to start off, Dominee Oupa, just tell us a small bit about your congregation. How does it look like? What's the demographics? What's your big issues? Okay. Still morning. Goeiemorgen. Still morning, eh? It's still morning. Yeah, goeiemorgen. Yeah, thank you. Thank you very much. My name is Oupa. That's my nickname. My grandfather gave me the name Herrens. When I've tried to Google it, it means an Arabic bull. So I don't know why. I don't know why he gave me that name. But you can call me Oupa. Feel free to call me Oupa. So we are in Ramotse. It's about 50 km from here, 52 km from here. We started a church in 2005 in a small shack with 2 families. It's more like Tswana preaching. We are preaching in Setswana. I'm speaking Sepedi, but Sepedi and Tswana, they are almost similar. So I started Mukanyo while I was still studying. I studied Ramotse while I was still studying at Mukanyo. So I used to come on weekends. And by God's grace, we ended up partnering together with the churches here, Ritvalei, Tswana Reformed, and the other churches to continue to plant a church in Hammanskraal. So we started with 2 people, and by God's grace, now we've got about 150 people. So we started 2005. By God's grace, next year, September, will be 20 years. And then I was ordained in 2012. Can I quickly interrupt there? His congregation is 150. How many in your Sunday church service? Yeah, Sunday church service, last week it was 135. And then we have 2 preaching posts, wards, because it's a rural areas. People, they don't have money to catch a taxi to come. So we've started 2 wards. One ward is in Carousel View, just next to Carousel View, Carousel Casino. Those who have been in Carousel Casino, our church is just in front opposite. They've closed the casino. You can come to the church. The casino is closed now. So, and the other church is in Maubane. Maubane is about 12 kilometers from Ramotse.
So the reason we had preaching posts is because people, they don't have transport to come to the church. So in Carousel View, we've got about 60 people who are attending there. And in Maubane, we've got about 30 people who are attending. So we've got small buildings. The recent one that is finished now is Carousel View. It can take 200 people. It was for 60 people. And then we have extended now to take 200 people. So the main goal is to reach out. There's a lot of sheikhs that is coming, like sort of squatter camp. So our main goal is to reach people out with the gospel and also reflecting the love of Jesus Christ by taking care for the needy communities. Yeah, I think we are all listening to that numbers with envy. If your church service attendance is 80 to 90%, that is something to look up. Yes. You told me the other day that about 90% of your congregation is jobless, unemployed. I assume your deacons have got a big job. How effective does your deacons operate? Tell us a bit more about your congregation's deacons. At the moment, we've got about 6 people who are working in those 150 members. And when I'm talking about working, I think 2 of them, they are working in ShopRite, and the other 4, they are working in the Babelechi factories. Maybe to share a little bit of history, how did the Hammanskraal start? It started because there were big factories. Some people, they've moved from Limpopo, from other areas to get a job and start a village next to the factories. So in 1994, all the factories were closed. There was only 3 factories that are working, and all the people are sitting in the houses, they are unemployed. And when we started the church there, there was no one who's working, and by God's grace, by the help we receive in the churches in Pretoria, we have managed to take care the deacons have managed to take care for those families who are struggling. We have a lot of people who are struggling. But every year we have 4 bazaars. I don't know if you call it bazaar. 4 bazaar every year to try and raise money. To help. Most money is used to help the people. To continue building some proper building, because we started with the sheikh. We needed a proper building where people, they can gather and be safe. We believe the church, we are the church. The building is just the storage where we'll be protected from sun and rain. But we needed a proper building. So by God's grace, we received some help from different churches in Pretoria, and we really appreciate that. Peter, net terug na jou toe. Ons hoor nou van amper 'n ander wêreld waar ons vandaan kom en ons verwysingsraamwerk is. Waar begin 'n diakonie? Wat ons gaan nou hier wegstap en sê ons verstaan nou hoe belangrik dit is om uit te reik mekaar. Ons verstaan daar's nie reëls nie. Ons verstaan daar's liefde en daar's common sense om nie dom dinge te doen nie. Maar waar begin 'n diakonie? Nou as ons nou teruggaan en volgende week diakonie vergadering hou. Hoe approach ons die uitreik na mekaar? Ons het nou Andri se e-posadres, right. Maar hoe begin ons hierdie proses? Ek dink die belangrike ding is ons het nou 'n gesig gekoppel. Oupa se gesig word nou gekoppel aan Gereformeerde Kerk Ramotse. Dit is 120 kilos van Witbank af. En nou is baie maklik om sê, okay, maar Gereformeerde Kerk Ramotse almal hardloop soontoe. Ek weet oupa, julle sal dit verskriklik waardeer. Maar op ons eie voorstoep is daar ook nood. En ek dink dit is die groot ding. Ons wil baie dikwels, soos wat ons met evangelisasie of sending ook doen, daar verheen hardloop. In plaas van om by jou huis te begin. Ons gemeente of ons kerkgebou in Witbank is in die onderdorp, langs die taxi-rank in binnelandse sake. Dit is lieflik die tyd van die jaar. So jy kan daar's 'n duidelike stelling dat mense daar het die evangelie nodig. En ek dink dit is waar ons moet begin. Eenvoudig goed soos betrokke raak by skole. 'n Vergadering te hê met die skool en sê maar ons wil graag 'n antwoord wees op fisiese brood, maar saam met geestelike brood. Want ek dink dit is die groot ding. Daar's soveel welsynsorganisasies wat seker maak jou maag is vol. Maar ek dink hier waar ons as kerk en as diakonie 'n geleentheid het om saam met dit mense se harte ook vol te maak. En sê maar weet jy wat, hier gee ons vir jou fisiese brood, want die gewer hiervan het dit vir ons gegee. Ja. Dit is die Here se middele wat ons gee. En ek dink ons is baie dikwels besig om die diakonale amp te reduseer tot net 'n barmhartigheidsdiens. Ek gee vir jou 'n broodjie en 'n blik baked-beans en 'n boks lang lewe melk en dan verwag ons maar hier is iemand se saligheid nou gewaarborg. En ek dink dit is die belangrike ding. Ek het in my
persoonlike hoedanigheid het ek so 'n vriend wat gereeld daar by my kom aanklop. En ek het nou eendag die gesprek met hom gehad, sê maar jy moet by die kerk uitkom. Ek is elke Sondagoggend tussen 9 en 10 daar, jy weet dit. En ons het die stelling gemaak, maar ek is besig om jou met 'n volmaag hel toe te stuur. Dat ons regtig die evangelie moet deel. Ons kan nie net gaan broodjies uitdeel nie. Want dan maak dit die diakonie leeg, geestelik leeg. Dan is dit nie meer 'n liefdesdiens van Christus nie. Dan is dit ietsie nice wat ek doen sodat iemand nie honger ly nie. Ek dink daai stelling wat jy nou daar maak, het ek die ander dag ook gehoor, maar dit is so goed. Jy moenie iemand met 'n vol maag hel toe stuur nie. Jou vertrek moet wees, ek moet Christus se liefde by jou uitbring. En hoe doen ek dit? Ek kan vir jou kos gee. Dominee Arends Dominee Oupa? Opa, ja. In the black congregations, English speaking congregations, how do you cooperate, or do you struggle with the same that we have? We want to, but we don't really get to it. In our church, it was more different because it's a new church plant. Everything we have to start anew. We recently have 20 diacons we are training. But I've grew up in a black church. I know the difficulties that they are facing. Because one thing is, I think we have missed the point. I mean, like, sometimes as diacons in the black churches, we were rushing to attend the matters outside, whereas there are matters inside. So what we have said in Ramots, we said we start inside. We care for the needy that are inside. I think I've forgotten the Bible verse. I should know all the Bible verses, but I've forgotten this one. It says, I mean, we start in the house of the Lord. Caring starts in the house of the Lord. So how many people are struggling in my church and we are rushing to give soup and bread in the clinic? So that's why we started inside. We said, let's look how many people do we have. Then let's communicate with other churches that are having resources that we don't have, so that we can help those who are inside. And then when the Lord blesses the church inside, then that's where we say, what about those brothers who are visiting us, who are outside? What can we do for them? But everything starts inside. Everything starts inside. Yes. Just tell us a bit, what's the main threats or problems that the congregation in Ramotse faces? Is it forefathers or is it Muslims? What are your threats to your small congregation, Ramotse's congregation? Yeah, we are in a syncretic community. Syncretic is the right word. There's the community where you get many people, they believe that there is God, but God is far away. And then they appease to their ancestral spirits. So the ATR, African Traditional Religion, it's one of the most challenged. I won't say a threat, but a challenge in the community, because all the people that we have in the church, the first thing that you need to do is to take out the roots of the African traditional religion and then put the gospel. I mean, it's not me who's doing that, it's the Holy Spirit and it's God who's doing that. But you have to have a thorough teaching about that, because people, they'll just come because there is bread, but they don't believe in this God. So the first thing is to show them that whatever we are doing, we are not doing it to win you with bread and soup, but we are reflecting the love of Jesus Christ. This is what the Bible is saying. It says we should take care for the poor, we should take care for the widows, but it's not us who's taking care for you, it's God. He's using us, but it's God who's taking care for you. Yeah, I think I hear what you say is the principle of a person will listen to you about Christ and the love of Christ, but if he's hungry, he won't listen. So again, what you say is the food, the resources is the vehicle to spread the love. Yes. You mentioned earlier that you're training 20 deacons at this stage. Yes. How do you approach incorporating or training a new deacon into your congregation? What can we learn from you on that? Yeah, firstly, bringing together is, firstly, should be the people who's having a heart of caring for the other people. They've been in our church for many years. I know them, some in person. They are not new converts. I mean, but it should be the people who's having a heart for the people, who loves people. Because the one thing that I've realized in the black communities where I come from, people were just elected, not elected, but nominated, maybe by the pastor,
because he's been in the church for a long time, but he doesn't have that heart, of taking care for the poor, loving other people. So the first thing that we do, before we elect the person, he should be a member for 4 years, more than 4 years, and then he should be somebody who's having a signs of loving people. Like we've got deacons who take care for our children ministry, and then it's growing. We started with 10 children, now we've got 30 children in the children ministry, and then we've got deacons who are taking care for aftercare program, and then it should be people who love people and who loves the Lord. Absolutely. Yeah, because if he loves the Lord and he loves people, then he'll be able to do his job happily. But if it's not like that, you'll be just giving bread out, just to do his duty. It's not all about doing your duty. It's because you love God and you love people. Demi Pieter, net terug by, ons het nou nog geraak aan, waar begin 'n diakonie om uit te reik na ander toe? Ek veronderstel ons baie terreine, ek wil daar's 'n groot noodtoestand, die vloed in Natal, daai tipe goed, regdeur tot by net hierso diakonie, hy het eenvoudig nie genoeg geld om sy armsorggevalle te versorg nie. As jy nou vir ons net breinpans moet gee, van waarna kan hy diakonie kyk om te sê, maar hoe kan ek uitreik na ander diakonie? Wat is daai goed wat jy in jou ondervinding van weet? So ek sê, van noodtoestande op nasionale vlak, reg tot by 'n diakonie naburige diakonie wat nie sy fondse kan nakom nie. Ek dink daar's die belangrike rigting, die oop kanaal, dat mense met mekaar praat. Dat weer eens ons hart nie dadelik ver nie, as ons byvoorbeeld 'n grootskaalse element het, soos die vloede in Natal of die oorlog in Oekraïne, dan word daar gewoonlik van DDS se kant af 'n skrywe gerig aan die kerkverband. Maar weer eens, as ons sê, ons begin by die huis, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld, sê ons goed, hier by ons kan redelik ons verantwoordelikheid nakom. Kom ons reik uit na my buurman, by ons in die geval Middelburg, Hendrina, Carolina, dis redelik naby. En sê, maar kom ons reik uit, ons hoor wat gaan aan, wat is die behoefte daar, kan julle verpligtinge nakom? Ja. En ek dink dit is iets waar van kerkraad se kant af, iets soos visitasie 'n baie belangrike rol speel. Dit is op visitasie waar twee predikante kom huisbesoek doen, dan word die vraag gevra, kan julle diakonale verpligtinge nakom? En dan wil mense nie hoor, ook maar net. Sê, maar is daar middele? Is daar 'n hartsprobleem in die gemeente dat daar nie gegee word vir die diakonie nie? Maar dat mense so met mekaar kan praat, sê, maar kom ons wees eens bereid om met mekaar eerlik te wees en sê, weet jy wat, ek kan nie my diakonale verpligtinge nakom nie. Dit gaan nie in geval oor wie kan ek help nie. Dis ook 'n geval van wie kan ek vra om my te help wanneer ons nie kan uitkom waar ons moet uitkom nie. Dit vloei uit wederwysige vertroue wat ons in mekaar het, dat ons mekaar sal respekteer as medegemeentes en mekaar sal ondersteun en mekaar se hande sal sterk maak. Ja, ek dink wat ek hoor is, daar's die twee rigting. Ons as diakonie, as ons nou gaan dink oor hoe kan ons uitreik oor gemeentegrense heen, is dit om te sê, maar ek het middele of gawes in hierdie gebied, wie kan ek dit aanbied, maar is ook omgedraai. As 'n gemeente sê, weet jy, ons is 'n klomp jong manne of jong dames, daar's dalk nie mans nie. Ons het toerusting nodig vir that matter. So, dis om aan te bied, maar ook om die vrymoedigheid te hê om jou hand op te steek en te sê, wie kan my help? Dis die ding. En ek dink om mekaar te kan help, moet ons mekaar ken. So die eerste uitreik is, kom ons reik uit, kom ons maak net kontak met die naburige gemeente. Ja. And I think Oupa, the Ramotse congregation was for me personally an eye-opener when I got there. The small little building, but there's no cars, so there's no parking lot. Where parking lot will be in our congregation, there's a garden with vegetables. You know, so I think we must reach out just to go and get to know each other better. Okay, Dominee Oupa, Dominee Pieter, baie dankie. Thank you. Ek dink daar gaan 'n paar vrae uitkom hieruit en ek dink Andri se inbox gaan gevlat word. Maar mag dit so wees, want dit is tot eer van God. Dis om Christus se liefde daadwerklik uit te dra. Thank you. Baie dankie. Thank you. Terug na jou. Thank you very much. Baie dankie
Dominee Oupa, Dominee Pieter en Dion. Ek dink vir my persoonlik kom maar goue draad deur met een woord betrokkenheid. Ons hoor dit by al die gesprekke sover. Ons gaan nou gaan na ons laaste onderwerp vir die dag. Dit gaan gelei word deur Dominee Fritz Potgieter en Dominee Anton Detnem. En dit gaan juis handel oor wie en wat is die DDS en die SDDS, want daar is op hierdie stadium 'n onderskeid tussen die twee. So net so 'n bietjie vir agtergrond, Dominee Fritz is tans die predikant van Gereformeerde Kerk Bloemfontein Suid en is die voorsitter van die DDS. Hy dien as deputaat sedert 2018, behalwe dat hy die voorsitter is van die DDS, is hy ook die sameroeper van die DDS in noodtoestande diensgroep. En dan Dominee Anton is predikant hier by Gereformeerde Kerk Rietvallei en het aangesluit by die DDS in 2021. Hy verteenwoordig die DDS by die President Kerk Kinderhuis in Pretoria as hulle dagbestuursondervoorsitter en dien ook op die DDS se diensgroep vir Glensigt sake. Dominee Anton is ook die direkteur van die SDDS maatskappy. Hulle gaan gelei word deur Anne-Marie. So en terwyl ons vir hulle wag om vorentoe kom, gaan ons net vir Anne-Marie vra om weer vir ons iets op die gaan ons saam sing. Ons gaan Psalm 189 vers. Ja, daai een. 189. Ekskuus, ek's links, so ek's verkeerd om. Psalm 89. Ek lees wat daar gestaan het. Dit is so